verkeerd om 'n passie vir sport te hê? Nee. Is dit verkeerd om 'n passie vir my stokperdjie te hê? Nee. Maar waar is jou myn passie? Waar is jou groot passie? Jou groot passie lê hierin, dat jou hele hart daarin sal wees. Wanneer ons kyk na Jesus toe, ek hoor 'n storieetjie, en dit nie regtig gebeur nie, maar dit is my mooi stories, iemand wat dit geskryf het, wat ek raak gelees het. En hierdie storie gaan oor Jesus, voordat hy aarde toe gekom het. En die duiwel gaan na Jesus toe, en die duiwel sê vir Jesus, Jesus, sien jy dat God se kinders op hierdie aarde steel? God se kinders op hierdie aarde vloek? God se kinders op hierdie aarde skinder? God se kinders maak dood, hulle verkrag? En Jesus kyk vir Satan en hy sê vir hom, wat gaan dit kos om hulle weer terug te kry? En Satan kyk na Jesus en hy sê, is jy seker jy wil hierdie mense hê? Is jy seker jy wil die mensdom hê? Kyk wat doen hulle. Jesus sê, ja, wat gaan dit kos om hierdie mense terug te kry? En die duiwel sê vir hom, maar Jesus, jy wil hierdie mense terug hê, maar kom ek sê jou wat, jy kan maar gaan, maar weet wat gaan hierdie mense aan jou doen? Hulle gaan jou sleg behandel, hulle gaan jou verwerp, hulle gaan jou laat trane huil, lang trane, hulle gaan jou doodmaak aan 'n kruis. En Jesus kyk die duiwel so, hy sê, nogtans sal ek dit gaan doen. Weet julle dat Jesus het afgekom aarde toe met 'n passie? Dit het nooit vir hom gegaan oor hom nie. Dit is vir hom gegaan oor die Vader. Gaan kyk maar. Oral waar hy skryf, oral waar hy praat, sê ek is hier om die wil van die Vader te doen. Sy passie was gewees om die wil van die Vader te doen. Hy het 'n passie gehad, hy het daarvoor gelewe. Hy het in alles wat hy gedoen het, hy dit gehad. Mens kon dit in hom sien. Jy kon dit in sy lewe sien. Dan kom ons vanmôre. En dan sê ons, Here, wat is passie? Waaroor gaan passie vanmôre? Is my passie vanoggend daar waar dit moet wees? Is my passie vanmôre in U? Is my lewe passievol rondom U? Jesus het gekom, ons almal het daai fliek The Passion of the Christ gekyk, en dit was vir my seker een van die mooiste flieks, alhoewel ek hom nooit weer sal kyk nie, ek het te veel gehuil. Maar dit het so mooi 'n uitbeelding gegee oor dat Jesus met sy alles afgekom het. Vir wie? Vir my en vir jou. Hoekom? Omdat hy vir ons soveel omgee. Met ons foute, met ons probleme, met elke ding wat ons elke dag verkeerd doen. En toe hy kom en hy sterf, en hy hang aan die kruis, en hy sê dis volbring, toe het hy vir ons een voorbeeld gebring, en 'n voorbeeld van passie. En dan kom hy vanmôre, en dan sê hy, jy moet wedergebore raak. Pastoor, wat beteken dit? Iets moet sterf. Wat moet sterf? My ou lewe. Wat was my ou lewe? My ou lewe het oor alles gedraai, oor myself. Wat is my nuwe lewe? My nuwe lewe is om te sê, Here, ek gaan vanmôre 'n besluit maak. Weet julle, passie gaan oor liefde. As jy vrou sê, wat is jou passie? Kan jy maar net sowel vir hom vra, wat is jou liefde? My passie is in rugby, dan is jou liefde vir rugby daar. Maar dis 'n keuse. Iewers het jy besluit, ek gaan lief raak vir rugby. En net so vanmôre moet jy 'n keuse maak en sê, ek gaan lief raak vir die woord. Ek gaan 'n passie kry vir die woord. Ek gaan 'n passie kry vir my kerk. Dit is my so mooi hoe die kerk deesdae begin mooi gemaak word. Hier staan mense op, en hier's mense wat begin sê, ek gaan 'n passie kry vir die woord van die Here. Ek gaan 'n passie kry om ander mense te help. Ek gaan 'n passie kry om vir siek mense in die hospitaal te gaan besoek. Ek gaan 'n passie kry om vir die ou mense te gaan besoek. Man, ek gaan 'n passie kry oor die Here se dinge. Dis belangrik. En hoeveel van ons vandag? Hier's so baie mense wat kerk toe gaan. Hier's baie mense wat Bybel lees. Hier's baie mense wat bid. Maar weet julle wat? Omdat hulle moet. Omdat hulle voel, ek moet dit doen. Maar dis nie wat God wil hê nie. God wil nie hê jy moet 'n passie, God wil nie hê jy moet hom dien omdat jy moet nie. Ek sê altyd, as jy kerk toe kom omdat jy moet, bly eerder by die huis. As jy kerk toe kom omdat jy passie het om by die kerk te wees.
Hoekom? Om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Die Here sê, 6 dae gee ek jou, maar die 7de dag moet jy in die kerk van huis van die Here wees. En dan kom ons op die 7de dag, dan kom ons nie eens nie. En dan dink ek, die Here vra die vraag, waar is jou passie? As jy 'n passie vir God het, sal jy 'n diens mis? Ikone. As jy 'n passie vir God het, sal jy by byeenkoms mis, soos die Vrydag aand se praise and worship? Nee. As jy 'n passie vir God het, sal jy eendag laat verbygaan, sonder om te lees wat hy vir jou sê? Nee. Kyk maar 'n ou wat 'n liefde het vir iets. Oral, enige tyd, hy soek op, hy lees daaroor, hy wil meer weet. En net so moet ons kom en 'n besluit neem, en sê, Here, ek gaan iets in my lewe moet verander. En dan kom daar vanmôre 'n skrif wat my baie groot laat skrik. En die skrif gaan so, en u het dit al seker gehoor. En die waarskuwing kom, en die waarskuwing sê, was jy maar warm of koud? Maar omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uit spoeg. Kom ek sê vir een ding vanmôre, ek weet nie wanneer is die tyd nie, maar een ding weet ek verseker, 'n lou Christen gaan nie in die hemel in nie. As daar een ding is wat jou uit die hemel gaan uithou, is om lou te wees. As daar een ding is wat jou dit nie gaan laat maak nie, is om lou te wees. Hy sê, baie gaan na my toe kom en sê, Here, Here, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie? Het ons nie in u naam siekes gesond gebid nie? Het ons nie elke Sondag kerk toe gegaan nie? Here, ons het dan gebid en ons het dan armes gehelp. En een ding gaan hy sê, gaan weg, want ek het jou nie geken nie. Wat beteken dit vanmôre? Dit beteken, jy was nie passievol vir my nie. Jy het maar, as ek maar 'n kans kry, sal ek kerk toe gaan. As ek maar 'n kans kry, sal ek Bybel lees. As ek maar 'n kans kry, sal ek bid. Ikona, die Here kom vanmôre en hy sê, hey, raak passievol oor my, want ek was passievol oor jou, en ek is nog steeds passievol oor jou. God dink nog steeds aan jou, die wêreld. God is vir jou so lief. Dan kom die skrif vanmôre en ons kan gaan kyk na Matteus 22 vers 37, en Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Wat sê dit vir my vanmôre? Iets moet gebeur, jy moet iets hier binne my plaasvind. Wat? Ek moet opgewonde weer raak oor dinge van die Here. Ek moet opgewonde raak om in die oggend op te staan, en een kant toe te gaan en te sê, Here, ek gee hierdie dag vir u, ek is opgewonde wat u vandag gaan doen. Wanneer ek kan onthou, elke keer wanneer ou jou hart vir die Here gee, het jy net oorgeloop. Ek dink baie keer terug, en ek dink u sal my saamstem, ek het in die strate rondgeloop, en dan het ek ouens in die keel gegryp, want ek kon sê, dien jy die Here, en ek wil hom amper so in die heerlikheid inskit. Ek het 'n passie vir siele gehad, ek het 'n passie vir die Here se woord gehad. Maar wat gebeur? Ou raak along the line, raak jy maar nou net weer. Ag, waar is die dae toe ons 24 uur in die kerk gesit het? Waar is die dae wat ons by mekaar gekom en gebid het? Waar is die dae wat ons boeke gaan koop het en gelees het? Waar is die dae wat al wat jy in ons karre gehoor het was gospelmusiek? Waar is die dae wanneer mense na ons gekyk het en gesê het, julle is te erg? Ons kan nie eens by julle kom kuier meer nie. Hoekom? Ek het nie eens meer vriende nie, want by jou huis gaan dit net oor gospel, oor die Here. Waar is die dae? Kom, laat ons daai dae weer terugkry. Kom, laat mense weer vir ons sê, hey, jy loop oor man, dit wat jy het, wil ek het. Laat ons daai passie, God het 'n passie oor jou en my. En hoe dien ons hom terug? Ag, Here, nog 'n Sondag. Ag, Here, ek sukkel om Bybel te lees. Ag, Here, my toon voel nie lekker vanoggend nie, ek weet nie of ek kerk toe gaan nie. Ag, almal het my kwaad gemaak, nou bly ek maar by die huis. En die duiwel lag net so breed, sê, ag, het julle al gehoor die spreekwoord van uitstel kom afstel? Hoe kry die duiwel dit reg om ons weer lou te maak? Verskonings. Ag, ek weet nie wat, ek het nie lus vir kerkie, kom ek dink gaan 'n verskoning. Ek dink die duiwel het 'n spesiale afdeling in die hel vir verskonings. Elke ene wat jy kan kry is in die hel. Hy het dit uitgedink. Kom
ons wees passievol hierdie jaar. Kom ons doen dinge vir die Here met oorgawe. Kom ons lewe vol met passie. Amen. Ek wil hier vra, ek is so opgewonde. Ek sê, Here, ek neem 'n keuse en daai keuse is hierdie jaar wil ek so passievol vir U wees. En ek nooi U vandag uit. Kom ons wees passievol vir God. Kom ons sluit ons oë. Here, dit is so lekker om te dink vanmôre, U is passievol oor ons. Here, U droom drome oor ons. Die Bybel sê, U drome wat U vir ons het, is net van voorspoed. Here, U het vir ons gawes gegee. Here, U het vir ons talente gegee. Here, U het vir ons vanmôre ability gegee. U het ons in plekke gesit, Here. Vader, maar ons het dalk vervlou vanmôre. Ons het so lou geraak. En Here, U gaan, as ons tyd daar is, gaan U ons uit die mond uitspoeg. Maar Here, U was ons maar warm of koud. Here, ons kan nie meer koud wees nie, want dis toe ons in die wêreld was. Maar toe ons U aangeneem het, Here, het ons besluit om passievol vir U te wees. Here, ek bid vanmôre en ek wil 'n geleentheid gee. Is daar iemand vanmôre wat wil opstaan? Kom ons hou ons oë gesluit. Is daar iemand wat wil opstaan vanmôre en sê, ek wil passievol vir die Here wees. Ek het gebackslide, ek het teruggestaan, ek het vervlou, maar ek wil vanmôre. Is daar iemand? Is daar iemand wat wil opstaan? Staan op vanmôre. Daar's mense wat opstaan. Kom, staan op. As jy daar by jou huis sit vanmôre, staan op aan die sitkamer. Sê, Here, ek neem hierdie keuse vanmôre. En dit is, ek gaan passievol vir U raak. Here, ek gaan vanmôre. Here, is mense wat opstaan reg oor hierdie plek vanmôre. Wat sê, ek neem 'n besluit. En daai besluit is, ek gaan niks anders in my lewe eerste stel, behalwe eerste God nie. God sal eerste in my lewe kom. Here, hier staan baie mense vanmôre. Vader, ek bid vanmôre dat U sal vir hulle wat staan en hulle wat sit, vanmôre 'n nuwe ding in hulle laat opvlam. Here, laat hier 'n nuwe geboorte sal plaasvind. Here, laat hier 'n nuwe ywer vanmôre in hierdie kerk sal opstaan. 'n Ywer wat sê, ek gaan 'n passie vir dit wat God vir my doen. Ek gaan 'n passie wees vir dit wat God wil hê ek moet wees. Here, U het met 'n passie afgekom aarde toe. Laat ons met 'n passie teruggee wat U vir ons gegee het. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Kom ons hou ons oë gesluit. Die wat staan kan maar sit. Amen en amen. Het jy het geniet vanmôre? Is jy opgewonde? Wie is nog nie opgewonde nie? Ons gaan vir jou hande oplê vanmôre. Ek is opgewonde. Ek weet die Here is opgewonde vanmôre. Want ons gaan opstaan uit die grafte uit en ons gaan lewe vir Hom. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Three in one.